Amen. Markus 2, vers 22. Met thema vanmôre 'n nuwe beker, vers 22. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die sakke laat bars en die nuwe wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word. Wat moet in nuwe sakke gegooi word? Nuwe wyn. Verandering kom met nuwe wyn. Amen. Jy moet as die Here nuwe dinge in jou doen, moet jou lewe verander, anders verloor hy sy waarde. Amen. Kom ons bid saam. My koning, my Here. Wat sê jy vir die disippels? Ek noem julle my vriende. So môre kan sê my groot vriend. Dat u vanmôre die naam sal bevestig in ons lewe. Want 'n vriend is iemand wie ek kan vertrou. 'n Vriend is iemand wat ek toelaat om inspraak in my hart te hê. 'n Vriend is deel van my. 'n Vriend laat toe dat ek sy wonders en sy tekens kan sien en deel kan wees. En 'n vriend laat ek toe om saam met my te wandel. So vra ons dan vanmôre ons vriend, ons koning, Jesus, dat hy met ons sal wandel, inspraak in my hart sal hê. Eer en daarvoor. Amen. Amen. So ek is 'n voorstander van 'n nuwe jaar se resolution. Hoekom is dit belangrik dat jy 'n nuwe jaar voorneem? Ek weet mense, ja, pastoor, ek het nou al baie probeer en ek het gefaal. Dis alright. Maar dan moet ons kyk hoekom faal mense? En onthou net, baie keer maak ons baie ouens as jy nou die overweight is, daar kersie met jou vrou voer, jou trifle en alles en almal kom kuier en dan jou nuwe jaar voorneme. Ek moet bietjie van hierdie gewig van my afskit en net uit te vind jy eintlik jou maag groter gemaak, nou eet jy eintlik daai porsies. Jy praat, jy doen nie die job nie, né? En dan verloor jy die feit hoekom want jy het nie 'n plan nie, nee, jy moet 'n strategie om seker goed te werk. So wat doen nuwe jaar se voorneme vir my? Dit laat my fokus. Regtig, as jy besluit om dit te doen, baie ons gaan hoe swak. Student of jy kom in 'n nuwe standaard en jou voorneme is om hard te leer, om beter te doen, want jy besef jy het dit net gemaak en jy kan nie dink jy het dit eintlik gemaak nie. Hulle moes jou deurgesit en jy weet so goed soos ek baie keer het hulle nou maar gedoen. Hoekom? Jy kan ook nie op 20 nog in graad 8 wees nie, né? Jy moet dit kyk, kan maar. Maar dit help jou om die onnodige gedagtes en die onnodige goed wat jou fokus breek, wat jy nie gaan bereik, dit eintlik help jou om dit eintlik daardeur te sif en ontslae te raak van dit, né? Ja. En hoekom? Sodat dit wat nie deel is van jou visie en dis deel is van jou mylpaal, dat jy daai goed vir jou kan afgooi. Sodat jy kan gefokus raak, sodat jy wat hulle one mind kan hê. Amen. Dan as jy jou vrou sê, ek moet weer goed dink nie, ek sien mans kan ook weer goed bestaan dink. Right, amen. En dit help jou om te verander. Die oomblik as jy besluit, weet jy wat, ek wil hierdie ding in my lewe hê. Nou sien jy, hier's goed. Die ou gewoontes, ek kyk TV van 7 tot 8. Ek bid nie in die aande nie, of wat ook al jy doen, jy 'n hele routine, né? En in daai routine is jy eintlik vasgevang, want jy dink jy kan nie 'n routine breek nie. En dis baie keer die skade, so ons gaan bid nie, ons lees nie Bybel nie, want dis nou wat ek doen van 7 tot 8 of van hierdie tyd doen ek dit, en dit hou jou vas. Maar wanneer jy begin verander om 'n nuwe jaars voorneme te hê, dan word die goed wat jy dink so belangrik is, kom nie agter is nie eintlik meer so 'n belangrike deel van jou lewe nie. Dit help jou om 'n oorwinningsgedagte te hê. Daai ding dat jy dink vir jouself, ek is meer as wat ek is. Ek kan opstaan, ek kan wen. Is dit nie daai ding wat maar ek sal hierdie ding doen. Nou dink baie mense moet nee, ek kan nie. Ek wil net vir jou sê, jy besef nie hoe awesome jy eintlik nie. As jy wil, kan jy. Niemand kan jou, as ek vir jou sê, tel op jou hand en jy wil nie, kan ek op my kop staan, ek kan die mooiste dans vir jou gee, maar jy gaan dit nie doen nie. Maar as jy wil, kan jy jou hand opsteek. Jy hier binne jou, jy's 'n awesome mens en jy kan 'n sukses
suksesvolle mense, want dit help jou, dit wys jou dat jy die vermoë om teen iets op te staan en jy die vermoë om teen iets wat teen jou staan te kan oorwin, sodat jy van 'n nobody to 'n somebody kan gaan, nee. Dis daai die wil om te wil beklei, om te wil binne jou lewe te oorwin. Amen. Nou dit is so, as ek en jy met die Here Jesus wandel, moet daar veranderings. My wandel met God veroorsaak dat ek veranderings in my lewe moet bring. Dit is so, jy kan nie 'n dieper verhouding met die Here hê as jy nie verander nie. Sorry, jy kan nie. Daar's nie 'n manier nie. Jy kan links kyk, jy kan regs kyk. Ek sê vir jou, jy kan dit nie verander nie. So ek wil hier vir jou 'n vraag kom vra. Jy het nou uit die ou jaar uitgekom en nuwe jaar, dink jy jou vraag, dink jy die duiwel het sy strategieplan met jou verander? Dink jy het 'n nuwe plan? Dan kom jy vra, okay, jy wys my nee. Hoekom nie? Hoekom dink jy verander hy nie sy strategie met jou nie? Want jy bring dieselfde sonde saam met jou in. Jy bring dieselfde bitterheid saam met jou in. Bring dieselfde ongeloof met jou in. Die manier hoe jy die Here aanbid is presies waar hy jou wil hê. Hoe jy jou hande opsteek of nie jou hande opsteek en hoe jy die Here aanbid, sy strategie het nie verander. Hoekom? Want jy het nie verander. Ek wil jou so 'n vraag vra. Die sonde wat jy het jy nou saam met jou kom, hoe lank is daai goed al saam met jou? Hoe lank loop jy met daai bitterheid? Hoeveel jare kom jy met daai ding? Want jy in jou jare dink jy, Here, maar ek het nie verander nie. Want jy het dit nie gelos nie. Jy het nie hulp gesoek nie. Want nou baie keer het ons baie trots, nee, jy kyk pornografie en jou huwelik is hulle gemors, maar jy vra nie raad nie. Maar daai bitterheid saam met jou en jou vrou kom saam met julle jaar in en jaar uit. Daai ding dat jy mense opstaan of mense nie kan vertrou nie. Hoe lank kom daai ding al saam met jou? Ons wil alles van God hê. Ons vra nie dat die Here my moet help nie. Dit is so. Dit is jou prys om iemand te gaan sien wat jou kan help. Ek gaan sê gaan praat met iemand wat jou nie kan help. Ek praat met iemand wat jou kan help. Dit is my sien. Ek praat nie met 'n ou wat ek weet jy kan niks vir my doen nie. Ek soek 'n ou wat hierdie job kan doen. Ek weet ek het 'n onreine gees, ek het 'n sonde. Ek weet daar is 'n oplossing. Hoekom? Want dit kan 'n onrein gees wees. Maar ek is vasgevang binne 'n bitterheid. Ek is vasgevang met my verlede. Ek is vasgevang binne 'n sonde. Nou kom ek nie uit nie. Maar ek sê vir niemand nie. Maar nou wil ek die Here aanbid. Ek wil hê die Here moet iets doen. Maar daar gebeur niks nie. So hoe lank kom hierdie goed al saam met jou? Jy's in 2026. Jy het 25 uitgegaan. Maar daai goed het vandag sê ek saam met jou. So wanneer maak ons klaar? Want onthou net, as Satan nie sy strategie verander nie, beteken dit ek het nie verander nie. Ek het nie die goed gelos nie. Ek het nie vrygekom nie. Ja. Want ek hang aan dit. Onthou net, sekere goed werk die duiwel in jou dat dit vir jou lekker moet bly. Jy's te skaam, jy word uitgevang. Maar ek kan net vir jou sê, daai goed kan tot die einde kom. Jy kan jou bitterheid los. Hoe los ek dit? Vergeef. As ons na die huis van God kyk, hoekom dink jy doen die duiwel aan jou niks nie? Want jy doen niks vir God nie. Dis so. Ons het so my lewe is so, ek doen wat ek doen en dis dit. Ek gaan nie ekstra nie, ek doen nie meer nie. Ek is nie meer gehoorsaam aan die Here, ek is net hier. Dis waar die duiwel jou hou. Hy het nie 'n nuwe plan vir jou nie, hy waar nie oor dit, want hy hoef nie. Jy is in 'n selfe gewoonte met goed. Jy gaan nie uitbreek nie. Nee, jy breek nie uit nie. Jy bly net waar jy is. Hy verander nie. Hy gaan nie nuwe planne maak om jou te keer nie. Die manier hoe jy daar, jy gaan nie 'n herlewing begin nie, jy nie.
Verstaan jy gaan nie meer in jou binnekamer wees nie, jy nie. Hy worry nie, want sy strategie met jou bly dieselfde. Hoekom? Want jy bring dieselfde goed saam met jou binne in jou lewe. Want jy wil nuwe wyn hê. Maar jou sak het nie verander nie. Sien nuwe wyn kom nuwe sakke. Hoekom? Nou kom ons terug. Hoekom kan ek nie die dinge van God binne my lewe hou nie? Sê nou die Here het my aangeraak. Sê dit val onder die krag van die Here. En die Here praat met my en ek het visies en drome en God sê tog, hoekom bly daai goed nie? Jy sien die ding van nuwe goed gaan oor gehoorsaamheid. Die ou mens wil nie gehoorsaam wees aan nuwe goed nie. Jy wil nie beter word nie, want die duiwel wil nie hê jy moet beter wees nie. Hierbo dink jy's awesome. Maar as ek jou track record gaan kyk met God, is dieselfde goed jaar in jaar. Jy praat die Here. Jy's jou confession, but jou lifestyle is nie in obedience. Jy's nie gehoorsaam nie. Dis dit. So die duiwel verander nie sy strategie nie. Amen. Sou jy nie like die duiwel moet nie sy strategie met jou change nie. Jy eintlik true worship kan word nie. My maat, hy gaan op en af spring. Ek jou vertel, hy gaan dit nie like nie. Dink nou net jy los jou sonde. Jy kom by iemand uit en hulle dryf daai gees uit. Groot goed in jou lewe. Herlewe binne jou binneste, want jy nou dat daai sonde belydenis nie. Hoekom want jy's vry? Sy het sy strategie verander. Hoekom het hy verander? Amen. Sal nie awesome wees nie, dat hy in vrees en bewe gaan, want hy weet nie wat om met jou te doen nie, want jy's uit jou raamwerk uit. Hy het jou daar gehou vir jare. En daar uit. Kyk hoe lyk jy doen dieselfde goed. Ken jy my nie? Weet jy nie wie ek is? Daai goed in jou lewe spreek boekdele met my. Boekdele. As ek sê, hoe lank is daai sonde nie al saam met jou? Daai attitude, hoe lank kom dit nie al saam met jou? Die bitterheid. Hoe oud is dit al? Hoe oud is jou gebrokenheid al? Hoe oud is jou gebroke hart nou al? Hoe oud is jou ongeloof binne in jou? So daar moet ek vir jou sê, Satan gaan nie sy strategie met jou verander nie, want hy hoef nie. Want jy gaan niks met jou doen. Dat sê, so gaan maak en so gaan dit staan. Petrus en Johannes, dan Handeling 3, kom na die tempel toe aangeloop. Daar is toe hierdie bedelaar, wat eintlik verlam is. Hierdie bedelaar se wêreld draai om sy beker. Daai wat hy skit, dit is sy wêreld. Nou kom ons gaan terug. In die tempel is die ark van God. Die teenwoordigheid van God is in die ark. In die tempel, hier sit buite, hy's verlam. Sy wêreld gaan daar die beker hê. Kan hy hom skit. Want onthou net, vanaand kom haal hom, gaan hy huis toe. Môreoggend eet hy en dan wil hom weer terug. Hy trek van. Sy hele familie weet, jy kan niks doen nie. Jy's verlam, dis jou wêreld. Jy gaan nie om die hoek gaan en ander goed sien nie. Jou scenery, dit is jou visie, dis jou view. Daai plekie by daai tempel, daai geboue, daai blommetjies, daai is jou wêreld. Dink jy die duiwel het met hom 'n strategie gewerk? Natuurlik. Hy sit voor die troon van God. By die geloof en genesing. Dit is nie awesome, dit is skrikwekkend nie. Sy wêreld gaan met daai bekertjie. Sy hoop, sy finansies, sy lewe gaan met daai bekertjie. Kan jy nie vir my 'n almos gee nie? Sy mense loop verby. Ander gee vir hom net hoe hy so bly. Daar wat hier in die pad staan, gee hom 20 sent, smile, weet jy gesien as jy hom R100 gee.
Man, jy sien dan my uit te maak het gekry vandag. Want dis wat sy wêreld is. Die duiwel het ook presies waar hom wil hê. Hy hou hom in ongeloof. Hy sit voor 'n huis van God. Maar God kan niks van hom doen nie. Hoekom? Want sy wêreld is afgesny met 'n bekertjie. Dis sy visie, dis sy wêreld. Ja. Vasgevang. Sy droom, hy het nie droom om te loop nie, want hy was verlam van sy kinderdae af. Hy sien hoe mense, en as hy begeerte gehad het, het dit so stof, soos mis in die môre son verdwyn. Maar hoe kan hy loop? Nergens is vir hom gesê, jy kan loop nie. Nergens is vir hom gesê, God doen wonders nie. Nergens nie. En dan wil my nie vertel, hy was nie daar toe Christus gewandel het nie. Maar sy wêreld bestaan. Hy bekertjie, is dit nie? Ag, gaan almoes jy asseblief. Ag, iets sê. Hier kom Petrus. En Johannes aangestap. Hoe groot was sy hoop nie? Dan kry hy vandag deur hierdie twee ouens. Hulle is kerkpiepel. Hulle is op 'n kerk toe, halleluja. Dalk is hulle harte sag. Dalk gaan hulle vir meer geld gee as die res. Net daar kom God. En hy skuif sy wêreld verby aan 'n beker. Hy sê silwer en goud het ek nie. Dis niks. Ook ek verstaan, julle is arm kerkmense. Gaan maar aan. Maar wat ek het, is in die naam van Jesus. Staan op en loop! Ek is vermaak van jou probleem. Ek het nooit gedink om te loop nie. Was nooit vir my gesê ek het 'n kans nie. Nergens nie. Dis my wêreld. Ek verstaan nie, dis my view. Halleluja. Wat doen Petrus? Gryp hom in die hand. Sê vir kom! Net daar verander hy se wêreld, dis dit nie. Sy visie het verander. Hy kan nie hoek gaan alleen. Hy het net 'n wag van dit ding. Hier kom hy huis toe 5 uur. Hier kom hy ingestap in die deur. Hey! Miskien, wat dink jy? Hè? Maar ons was net, ons het af jou wat sal hulle sê? Ons het altyd gekom om jou te kom. Hoekom? Want hulle ongeloof kan nie verwerk dat 'n wonderwerk plaasgevind het. Is ek reg? Dink jy die Bybel se strategie verander met daai ou? Radikaal my ma. Want toe kan hy mense gaan sien. Toe daai ou gedink, dink jy toe hy geloof het en dit nou maar daar geëindig. Miskien was sy ma siek of in sy huis was hy iemand wat gebroken was siek. Wat hy doen daai ou? Hy kom op te sê, sommer gaan het ek nie meer, maar wat ek het, was ek ontvang het in Jesus naam. Dink jy nie die duiwel se strategie van verandering is? Hy het, want toe moet hy omkeer, want toe het hy geloof, sy huisgesin het geloof. Is dit nie? Sy visie het verander. Hy sit nie net op een plek, dag in en dag uit nie. Sy wêreld het geskuif. Sy visie het groter geword. Hy het nou begeertes wat hy nie gehad het nie. Hy nou begeerte vir skoene. 'n broek wat netjies pas. Hy het nie meer nodig. Hy wil nou aan 'n hemp hê, want hy wil nie daai martelskleed hê nie. Ja. Is ek reg? Dink jy nie die duiwel moet bietjie sy strategie rondom jou verander nie? Want jy sit op met 'n bekertjie. Ag pastoor, ek kan niks eintlik doen nie. Ag pastoor, ek is eintlik vasgevang met my finansies. Ag pastoor, niemand help my eintlik nie. Niemand gee vir my om nie. Pastoor, my droom het ek het oud geword, my droom het geëindig. Kom na die huis van die Here, jy bid om hierdie Bybel in jou huis. God speel nie 'n rol nie. Sal dit nou nie awesome wees as die duiwel en vrees ek gaan om dat jy jou planne verander het nie.
dat jy toegelaat het, dat jy geloof kan hê vir 'n wonderwerk. Here, pastoor, dit al so lank, ek vra die Here so lank. Ag, dit is, hy het vir my gesê, ek gaan nie beter word nie. Ek weet nie wat dit is, om reg te wees, ek weet nie. Ag, jy nie vir my al moes gee nie. Jy sien hierdie beker van my. Hier is my lewe, my ou. Hier is my wêreld. Hier is my droom. Hier is my verwagting. Ag, sal iemand my nie kom help nie. Sal iemand my nie huis toe vat nie. Sal iemand my nie môre kom haal nie. Ek wil nie maar met my besig is met jou. Kry 'n nuwe wynsak. Dat God 'n nuwe ding vir jou kan doen. Amen. Gaan verby die beperkings waar jy vandaan is. Moenie dat die duiwel jou visie beperk nie. Moenie dat hy toelaat en sê vir jou kom daar nie meer geluk, vir jou kom daar nie meer vreugde, vir jou is daar nie meer hoop nie. Kom daarby verby. Laat jou geloof vanmôre opstaan. Dien die Here beter. Amen. Doen goed aan die huis van die Here. Begin jou toewy. Hoekom? Want dat God vir jou 'n wonderwerk kan doen. Amen. Sodat jou visie nie meer wees, sodat jy nie heeltyd kon sê, pastoor, ek soek 'n almoesie eintlik nie, want dis die beperking van my wêreld, dis die beperking van my geloof nie. Wat het ons vanmôre? Sien jy my probleme? Wat sê Petrus vir hom? Sien jy my God? Sommige weet ek wat ek het in die naam. Halleluja. Wat sê Jesus in alles wat jy my naam vra? Amen. Dit sal vir jou doen. Amen. Want daar is mag in die naam van Jesus. Hoekom? Want dit skuif jou visie, dit skuif jou wêreld, dit skuif jou begeertes, dit beskuif jou verwagtinge, dit skuif goed binne in jou lewe. Omdat God groter is as die krisis of die bakkie waarmee jy besig is. Wat sê die woord? Hy nie weer gehoor oor daai ou bekertjie van. Ja, jy onthou net dit, jy kan boemelaar sê, maar nie my nuwe goed nie. Staan maar die oudste goed daar. Wat sal die strijd? Staan nie met 'n nuwe hempie. Nee. Ja, hy het so gaan. Amen. Hy het nie daarna gewaar oor die beperkings van daai bekertjie. Miskien het ek die huis op en maat sê, waans daai beker? Daai beker hoort aan jou ouma. Jy weet. Hy het nie gewaar nie, hy het gesê gemaak en sê, ek gaan onder die ouma, wat roep, hokkie. Ek loop in die naam van die Here. Ek het oorwinnings in die naam van die Here. Ek het 'n doel in die naam van die Here. Ek bid weer, ek soek weer. Ek het verander. Want God het my kom verander. Want ek het 'n nuwe wynsak. En ek sê, o Gees van God, nuwe dinge in my lewe. Ja, ek het hierdie geloof, ek het daai beperkings. Maar dan wil ek dit slegs verbykom met daai. Ek wil die Here dien. Ek wil God is in my lewe. Ek wil met my visie verander. My omstandighede het my skuif. Ek ry kom en sê, ek sien nou 'n broeke. En ek sien skoene. Want ek is meer as oorwinnaar. Amen. Deur Christus Jesus. Skuif! Dat die strategie van die duiwel moet skuif word. Ja. Wat as sy strategie nie skuif nie? I'll see you next year, the same way you're today. Dis wat so, né? Sal dit nie awesome wees? As jy die ou goed los nie. Halleluja. En dan nuwe wyn in jou nuwe sak kom lê. En sê, o my Heer, hoe verlang ek nie? Ja, ek verlang na die Here, dat hy vanmôre my sal aanraak, dat hy vanmôre skuif sal maak. Amen. Dat jy vanmôre kom en daai ding, as dit met jou werk, ek kan nie glo dat jy vanmôre geloof sê, maar vir hom wat glo, kan maar, is alles moontlik. Vir hom wat glo, is alles moontlik. Kom ons gaan staan. Baie dankie my koning, dankie dat jy God is. Dankie dat ek opstaan vanmôre geloof het. Dankie dat my drome nuut kan word. Dat die seën van die Here nou 'n werklikheid kan word. Dat ek die Here beter sal dien. Dat ek sal opstaan, want God het in my opgestaan vanmôre. Ek weier hierdie bekertjie.
Ek gooi vir my af vandag. Want ek kyk na die God wat ek dien. En die woord sê, en hy wat in my glo, sal nooit onbeskaamd staan. O, ek like dit. O, Here, kom vanmôre. Gooi die beker vir my weg, gooi daai mantels, beggars, bedelaars kleed van my af. Want hy wat in my is, verklaar ek vandag, is groter as hy wat in die wêreld is. Vrede bid ek, Here, tot oorwinning van my lewe. Amen. Amen.